Goeiedag en welkom by Pretoria FM se regsgesprek. Vandag praat ons oor voorkomende reg. Nou, voorkomende reg is 'n benadering wat daarop gemik is om regsuitdagings te voorsien en te voorkom voordat hulle ontstaan. Dis uiteraard 'n belangrike saak ook in 'n wêreld waar regsgedinge toenemend uitdagend en duur raak. Heerlik om vandag met advokaat Saninke Durant te gesels. Sy is 'n regspesialis in kontrakte en kommersiële reg. Saninke, goeiedag, baie welkom. Goeiemôre Serena, baie dankie en baie dankie vir die geleentheid. Ek sien uit daarna om aan ons luisteraars te verduidelik en te probeer om hulle te help. Ek het nou in leuke taal probeer verduidelik wat voorkomende reg is, maar kom ons luister na die spesialis. Wat is voorkomende reg? Serena, jy's doodreg deur te gesê dat op hierdie stadium in ons lewe, as gevolg van 'n oorvol regsproses, as gevolg van 'n oorvol regsstelsel, is dit baie makliker om te kyk of jy eerder die probleem kan probeer oplos nog voordat hy gekom het. So, daar's 'n ou spreekwoord in Afrikaans wat sê voorkoming is beter as oorkoming en dit is tipies waarop voorkomende reg gebaseer is. Die beginsel daarvan is om te probeer deur goeie onderhandelinge te hê of selfs iemand te kry wat 'n derde party wat jou kom help om te probeer om kontraktueel die probleme reeds vas te sit, te reguleer en te probeer voorkom voordat dit gebeur. Ek gaan later vir jou vra om vir ons 'n paar praktiese voorbeelde te noem, maar kom ons praat eers hoekom jy sou sê dit is belangrik. Jy het reeds daaraan geraak, kan ons bietjie uitbrei. Ek in my professionele opinie dink ek die belangrikheid daarvan is dat ongelukkig aan die begin van 'n besigheidsverhouding is mense is alles lekker. Mense kom goed oor die weg, hulle het planne, hulle het strategieë oor hoe hulle hierdie verhouding, hierdie besigheidsverhouding en ondernemingsgees gaan voortneem. En dan ongelukkig op 'n stadium dan gebeur dit nie noodwendig altyd nie, maar daar is sekere beginsels waaroor mense nie saamstem nie. En die hele doel daarvan en die belangrikheid daarvan is om te probeer om voordat daai ongemaklike situasie bestaan of voordat daar iemand is wat 'n aksie neem wat die ander party nie noodwendig mee saamstem nie, die basiese beginsels indien so iets sou gebeur reeds vas te lê en hoe 'n mens dit sou hanteer. In besigheid, ongelukkig as die party as daar 'n versiering plaasgevind het of daar was 'n situasie waar veral die leiers of die bestuurskomitees van maatskappye nie noodwendig mee om dieselfde vuur sit nie, dan word dit baie maklik baie lelik. En die idee van voorkomende reg is om dan in daai gevalle reeds vas te lê wat is veronderstel om te gebeur in die geval van A, B en C. Ek dink dis nou 'n goeie tyd dat jy vir ons 'n paar praktiese voorbeelde noem, want ek probeer nou dink hoe in die besigheidswêreld sal voorkomende reg nou werklik 'n rol speel en waar sal dit spesifiek van toepassing wees? Kontrakte word baie kere opgestel met net dieselfde basiese 15 beginsels in, want dit is die 15 basiese regsbeginsels. Dit sluit byvoorbeeld goed in soos vrywarings, dit sluit goed in soos visiepartye, definisies, hele ooreenkoms wat gebeur as ons die ooreenkoms wil verander ensovoorts. Die kinkel kom wel in. As mense in 'n situasie sit waar daar 'n besluit geneem moet word, kom ons sê vir argumentsonthaalwe of die maatskappye ander maatskappye gaan koop of nie. Dis 'n goeie ene. En helfte van die direksie stem saam en die ander helfte van die direksie stem nie saam nie. Nou die kinkel wat daar kom is dan op die ou einde dan word dit so ongemaklik dat hulle nooit by 'n besluit kan kom nie. Indien daar voor die tyd gedurende die onderhandelinge hierdie situasies vooraf bespreek was, dan is daar 'n klousule wat sê dit word op persentasies byvoorbeeld gegrond of as 75% saamstem of daar moet 'n mediator kom om te probeer om die probleem op te los. Eerder as wat dit dan 'n ongemaklike situasie in 'n vergadering sit en twee partye kan nie ooreenkom nie en tipies weet ons dan op 'n stadium dan kom daar nie meer 'n resolusie nie. En ongelukkig 90% van die keer dan word dit 'n regsgeding. Want dan voel iemand benadeel en iemand voel bevoordeel en dis die basis vir die geveg. So as ek nou mooi luister, dan klink dit vir my asof 'n mens werklik moet tyd vat wanneer 'n kontrak saamgestel word of opgetrek word om
te kyk na potensiële slaggate en potensiële scenario's vir jouself daar te stel, sodat wanneer 'n mens in hierdie situasie beland waar daar reeds emosies is wat hoogloop en ernstige besluite geneem moet word met dinge wat op die spel is, dat 'n mens kan terugverwys na daardie kontrakte toe. Is ek reg? Verstaan ek dit reg? Serena, jy is 100% reg. Alhoewel dit partykeer veroorsaak dat kontrakte lank en lenig word, is dit wel belangrik dat 'n mens of 'n professionele persoon of selfs in 'n gewone klein of medium groot maatskappy iemand het wat ongelukkig na die negatiewe kant ook kyk. En nie net al die positiewe sien van hierdie wonderlike maatskappy wat ons begin en die groot verskil wat ons gaan maak en dan nie noodwendig kyk van na wat kan verkeerd loop nie. En as jy dit voor die tyd kan doen, of selfs voor die geveg begin kan doen, dan maak dit maak die proses makliker, dit maak die proses korter en natuurlik maak dit die proses goedkoper. Want almal wil eerder geld spandeer om die besigheid te bevorder, as wat 'n mens of geld aan 'n regspersoon spandeer daarna, of natuurlik 'n mens moet onthou dat dit is ook nie net die regskoste nie. Elke uur wat 'n persoon in daai maatskappy moet insit om bewyse bymekaar te sit, om dokumente te soek, om e-posse deur te lees, om papiere te probeer bymekaar kry, kronologie skryf, vat konstruktiewe tyd wat eintlik produktief kon wees op 'n totale ander manier. Dit laat my dink aan 'n huwelikskontrak wat voor die huwelik al opgestel moet word, sodat indien die huwelik sou verbrokkel, is daar plan A, B, C oor hoe die fondse en die bates en dies meer verdeel gaan word. Ja, dit is nie so maklik. Nee, dis definitief die aanwas wat noodwendig die probleem is daarna, maar ja, dis 'n goeie vergelyking en dis eintlik interessant dat mense vir al die doeleindes eintlik in 'n huwelik ingaan as hulle 'n maatskappy begin en nie noodwendig daai voorwaardes so spesifiek neersit om dit dan te reguleer watter tafel word in die helfte gesny en watter ene nie. En ek dink jy het dit nou al baie mooi verduidelik, maar watter rol kan voorkomende reg ook spesifiek in 'n besigheid speel? Serena, ek dink dit maak net dinge makliker. Voorkomende reg is op die ou einde die eerste stappie. En as jy dit nie betyds begin doen nie, dan gaan jy 'n situasie oorkom wat jy kon verhoed wat jy nie verhoed het nie. Maatskappye moet verstaan dat daar is gevalle waar daar sekere goed definitief binne 'n maatskappy gaan werk. Of dit nou afhang van die aard van die maatskappy, die aard van die werk wat hulle doen, die persoonlikheid van die mense wat in hierdie poging ingaan. Ons is nie almal dieselfde nie. En ons almal hanteer ook nie situasies dieselfde nie. En jy en jou beste vriend het dalk in hierdie ding ingegaan as beste vriende, maar dit beteken nie noodwendig 20 jaar later loop julle daar uit as beste vriende nie. En ons kan dit weer eens met 'n huwelik vergelyk. Alhoewel, omdat daar kontraktuele verpligtinge en vereistes gestel was aan die begin, maak dit net soveel makliker om dit op te los. Ek vermoed 'n mens sal seker iemand van buite moet kry om te help met hierdie voorkomende regsaspek van die kontrakte. Dit help nie jy en jou vernoot probeer aan al die moontlike scenario's self dink nie. Hulle is dalk te betrokke by die besigheid of hoe. Dit is ongelukkig so dat 'n mens weet 'n tipiese persoon soos myself sal kry om objektief oor die situasie te dink. Ek dink subjektiwiteit in die lewe is meeste kere die rede vir die probleem. Mense verloor die objektiewe idee of die objektiewe oogpunt van goed. So ja, maar nou moet ek sê dat op die ou einde is dit nog steeds finansiëel beter om iemand voor die tyd in te kry om die probleme vir jou te probeer uitlê as om na die tyd in 'n jarelange regsproses heen te gaan. En dis geen geheim wat regskoste in elk geval in Suid-Afrika op hierdie stadium in die land is nie. Behalwe vir die feit dat die regstelsel so vol is dat dit jou partykeer tussen 5 en 7 jaar vat om net by 'n punt te kom. En teen daai tyd is die verhouding so verbrokkel dat almal is net kwaad vir almal heeltyd in elk geval. En die besigheid kry swaar. En die 90% van die keer hou die besigheid dit nie. 'n Mens moet ook verstaan dat regsprosesse stop nie as maatskappye likwideer nie. As iemand bereid is om aan te hou beklei en aan te hou geld gooi op die probleem, dan hou dit nie op nie.
Dis advokaat Saninka Durant wat by ons in die ateljee is. En Saninka, ons gaan volgende week verder gesels oor voorkomende reg. Baie dankie vir jou tyd. Ek wil luisteraars ook aanmoedig om vrae te stuur. As jy wonder oor voorkomende reg, stuur gerus vir ons 'n WhatsApp na 066 374 6193. Dankie Saninka. Ons praat volgende week. Dankie Serena, totsiens.